Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Vrydagoggend. En ja, ons begin vanoggend met Lukas. Baie uniek. So kom ons lees van vers 1 tot 4 eers. Baie mense het reeds hulle hand daarin gewaag om 'n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het. Soos die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Daarom, geagte Theophilus, het ek dit goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf noukeurig te ondersoek en dit in volgorde vir u neer te skryf, sodat u verseker kan weet dat die onderrig wat u oor hierdie gebeure ontvang het, betroubaar is. Geliefdes, en so begin 'n baie opgewonde reis wat ek en jy gaan aanpak oor Lukas. Lukas is natuurlik die enigste evangelie skrywer wat 'n opvolgverhaal skryf, want hy het Handelinge ook geskryf. Verder weet ons dat Lukas, daar's die oorlewering dat hy 'n mediese dokter was. Ons sien uit die skrif uit dat hy gebruik baie goeie geleerde Grieks, wat dit vir ons arme mense wat ons Grieks studeer het baie moeilik gemaak het, né? Maar hy gebruik 'n baie hoë Grieks en verder is daar baie sterk klem op die mense en hulle nood. Daar's 'n baie goeie vermoede dat Lukas uit 'n nie-Joodse agtergrond kom, en ons sien dit in die evangelie, hy plaas ook die gebeure van Jesus baie sterk in die wêreldgeskiedenis. Baie groot klem dat God gekom het om die hele wêreld te verlos. Nie net Jode nie, ons hoef nie Jode te word nie, ons moet Christene word, né? Vir Lukas baie belangrik. Sterk temas reg deur die evangelie, let maar baie keer op die tema van gebed, op die tema van die Heilige Gees, wat baie sterk uitkom. So, vriende, ja, 'n opgewonde reis vir my en vir jou. Ek wil vra, kan jy in afhanklikheid gaan bid en vra dat die Here vir jou help om die uniekheid van hierdie evangelie raak te sien? Nee, hoekom is daar 4 evangelies? Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Nou ons het Johannes gedoen, baie mooi goed uitgeleer, maar nou is ons by Lukas. En ek raai, jy volg hierdie oordenkings, omdat jy 'n behoefte het om baie meer en baie dieper in die woord te delf. En daarom gaan bid en vra dat die Here ook deur die Heilige Gees, wat dan 'n sterk tema hierin is, vir jou sal help om die uniekheid van hierdie evangelie te kan beleef, te kan bewonder en te kan toelaat dat dit jou lewe verander. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir hierdie boek wat geskryf is. Dankie dat ons nou hierdie pad deur hierdie evangelie mag loop. Ons eer U ook daarvoor, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.